Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom die lewe van Sara. Nou, ons lees in die Bybel, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So daar's net een ding in my lewe wat God kan behaag en dit is my vertroue wat ek stel in God en in dit wat hy gesê het. Die enigste manier hoe ek kan glo is as God gepraat het. Ek kan niks anders glo as wanneer God praat en ek hom hoor nie. Hulle sê vir ons altyd, dit word so gestel, geloof is die hand waarmee ek van God ontvang. Nou lees ons van Abraham in Genesis 12 vers 7. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. So met ander woorde, hier kom die belofte van God na Abraham toe. Ek gaan die land gee aan jou nageslag. Nou gee ek u my interpretasie. Abraham gaan dan na Sara toe en hy sê vir Sara, Sara, God het gesê, aan ons nageslag gaan hy hierdie land gee. En met my hele wese glo ek, Sara het dit geglo. Genesis 15 vers 4 staan daar, toe kom die woord van die Here tot Abraham en sê, hierdie een, dis nou Eliezer, sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Goed, hy gaan na Sara toe, hy sê vir Sara, Sara, dis wat die Here gesê, die Here het dit bevestig, en Sara het dit geglo. En dan gaan daar 10 jaar verby, 10 jaar is 'n baie lang tyd, vir mense wat al reeds in die ouderdom is 10 jaar 'n lang tyd. En dan lees ons in Genesis 16 vers 2, en Sara het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham doen dit. Dan gaan daar nog 14 jaar verby, so nou daar 24 jaar verby gegaan. Nou lees ons in Genesis 17 vers 6, daar staan, en ek, dis God, sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Hier kom 'n bevestiging van dit wat God gesê het. Dan vers 19, toe antwoord God, voorwaar jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Weereens, God kom bevestig hierdie verbond. Maar onthou, tot op hierdie stadium het alles vir Sara nog gekom as tweedans. Sy hoor by Abraham, wat sê God. So sy glo op grond van dit wat God met Abraham gepraat het. En dan in Genesis 18 gebeur daar iets. Abraham sit voor sy tent, en hier kom 3 manne na Abraham toe, waarvan een Jesus was. Abraham erken hulle, en hy slag die vetgemaakte kalf van Sara kniedeeg, en dan lees ons in Genesis 18 vers 9. Toe sê hulle vir Abraham, waar Sara, die vrou? En Abraham antwoord, daar in die tent. Hoekom vra Jesus vir Abraham waar Sara? My persoonlike gedagte is, hy wou gehad het, Sara moes hoor dit wat hy nou gaan sê. So, nou lees ons in vers 10 staan daar, en Jesus sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê, en Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. So, die vrouens mag nie in die man se geselskap gewees het nie, Sara mag nie tussen hulle gewees het nie, so Sara staan nou daar, so net so om die draai, so hoor afstand van Abraham af, en sy hoor presies, en vir die eerste keer, onthou, vir die heel eerste keer hoor Sara self vir Jesus praat, en sy hoor dit wat hy sê, en sy hoor, hy gee die belofte, en hy sê, oor 'n jaar gaan jy 'n kind hê. Weet jy wat? Oor 'n jaar, dus Isak daar. Nou, Sara het by haarself gelag, sê vers 12, en gedink, sal ek wel sê, laat dit ek oud geword het. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara gelag en gedink, sou ek werklik baar, nou dat ek oud geword het? Ek sê, Abraham was die eerste een wat gelag het. Daar in Hoofstuk 17 vers 17 sien ons, daar het Abraham al gelag. En God sê daar, sy naam sal Isak wees. En Isak beteken gelag. Nou kom die Here, nadat Sara gelag het, kom die Here en hy bevestig dit. Hy sê, sou daar vir die Here iets te wonderbaar wees? 'n retoriese vraag
wat hy vra. 'n Vraag waarvan die antwoord voor die hand liggend is. By God is niks onmoontlik. God kan enige iets doen. So, vir die eerste keer, toe Sara God self hoor praat, 'n jaar later, toe's Isak daar. En dan sien ons in Genesis 21 vers 6, en Sara het gesê, 'n gelag het God my berei, elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. U sien, nou, hier lê die kruks. Ek kan tweedehandse geloof hê. Ek kan glo dit wat die dominee of die pastoor sê. Ek kan glo dit wat my ouers sê. Ek kan glo dit wat my vrou of my man sê. Maar weet jy, wanneer gaan jy regtig glo? Wanneer God dit aan jouself openbaar. So dit moet, die woord van die Here moet as 'n openbaring aan ons elke een kom, en hoe groter en duideliker daardie openbaring is, hoe sterker gaan die geloof wees wat daar in my hart is. So ek moet die Here vertrou, ek moet die Here soek, dat hy my die openbaring, dat hy met my sal praat, dat hy aan my die belofte sal gee van dit wat hy wil doen in my lewe. En die oomblik as God my die belofte gee, as ek homself hoor, as ek deur die Gees gewerk, onthou, die Here kan uit die aard van die saak nog steeds na my toe kom soos hy na Abraham toe gekom het, maar dit werk meeste van die tyd vandag nie so nie. Meeste van die tyd werk God en hy praat met my deur sy woord, gewerk deur die Heilige Gees in my hart. So spreek die Here grootneus. Hy kan deur mense met my praat, hy kan deur ander omstandighede met my praat, hy kan deur die Heilige Gees self met my praat, maar grotendeels praat hy met my deur sy woord. En as hy vir my die openbaring gegee het, dan sit vas. Jy sien, dit kan kennis wees. Hierdie is letter, dis die logos. Maar wanneer die Heilige Gees dit lewendig maak in my hart, dan word dit die rema. En as dit die rema woord geword het, dat dit in my hart is dit vas en niemand kan dit daar uitkry nie. Dan het God gepraat en dan staan dit vas in my lewe. En so vertrou ek dat die Here met u persoonlik gaan praat, dat hy daardie geloof in u hart sal werk, dat daardie geloof sal vasstaan, dat niks en niemand dit uit u lewe sal kan weggaan nie. As ek God gehoor het, dan kan die wêreld op sy kop draai. Dan sê jy, sou daar vir die Here iets te wonderbaar wees. Al lyk dit vir my net hoe onmoontlik, as God gespreek het, dan is dit klaar. Soos Job. Job gaan deur dit alles. En aan die einde sê Job, ek het van God van hoorsê gehoor, maar nou het my oog hom gesien. So met ander woorde, tot op daardie stadium het Job gehoor, wat sê ander mense van God? Tot hy die openbaring gekry het, en toe staan dit vas. En daai openbaring kom deur die Heilige Gees van God, wat dit in my, weer eens, en Romari sê, my Gees is my diepste, binneste verborgene, daar kom werk hy, daar bevestig hy dit, daar praat hy, en dan staan dit vas. Mag die Here u baie ryklik seën, mag hy in u hart werk, dat daar 'n onwrikbare, eerstehandse geloof in die hart sal wees, wat niks of niemand daar kan wegneem nie. Die Here help u, en hy gee u baie, baie groot genade, en hy seën u baie ryklik.